Abba Vader. Dankie dat ons vanmôre U ons Vader kan noem. Ons het die gees van aanneming ontvang. Volgens U woord in Romeine 8, deur wie ons roep, Abba Vader. U het ons aangeneem as U eie. U het vir ons geleer in Johannes 1:12 dat aan elkeen wat hom aangeneem het, en U die mag gegee om kinders van God genoem te word. Dankie Here Jesus, dat U die brug tussen God en mens kom oorbrug het namens ons. Deur die straf wat vir ons die vrede aanbring op U te neem. En daardie sonde volgens Jesaja 59, wat 'n skeidsmuur tussen ons en U gevorm het, daardie sonde kom wegdelg het met U kosbare bloed. Dankie dat daar vergifnis en verlossing en vrymaking is van die slegste sondaar en alles wat hy gedoen het deur die belydenis van die naam van Jesus Christus. Ek dank U vanmôre dat ons deur Jesus Christus kan roep, Abba Vader, onze Vader. En wat 'n vader sal as sy seun hom 'n brood vra vir hom 'n klip gee? Of as sy seun hom 'n vis vra vir hom 'n skorpioen gee? Hoeveel te meer sal U nie die Heilige Gees gee aan die wat U bid nie? O, Heilige Gees, U wat gekom het om ons te leer en te lei in die volle waarheid. U wat gekom het om ons te leer van geregtigheid en oordeel. Kom vanmôre en doen soos U wil in hierdie vergadering. In Jesus naam. In Jesus naam. Verander ons sodat die naam van ons koning verheerlik sal word. Transformeer ons na die beeld en gelykenis van Jesus Christus. Want dis ons begeerte om meer en meer soos hy te wees. Ons het geen ander doel op aarde en dis om ons Vader te verheerlik. Ons is geskape om U te verheerlik. Word dan verheerlik in woord en in sang, in lied en getuienis, in gebed en in die woord en in alles wat vanmôre gebeur. Ons lewe vir U, o Here. Ek vra dit in Jesus naam. Voorwaar, daar is niemand soos hy. Kan U aan iemand dink wat soos hy is? Daar is baie wat probeer om hulle self aan hom gelyk te stel. Daar is baie ander wat sy naam vir hulle self wil toeëien en sê, ek is Jesus. Ek is God. Ek is soos hy. Maar wat weer Psalm 115 ons, hy sê, daar is die wat gode vir hulle self maak. Hy sê, hulle het ore, maar hulle kan nie hoor nie. Hulle het oë, maar hulle kan nie sien nie, want dis houtbeelde. Dis denkbeeldige beelde wat mense vir hulle self skep, om vir dinge of ander mense Godstatus toe te eien. Maar o, liewe vriend, ons weet, dat hy wat die oë geskaap het, hy wat die ore geskaap het, hy alleen is God. Jesaja leer vir ons waar God self praat en hy sê, ek het gekyk rondom my en daar was niemand nie. Ek het gekyk bokant my en daar was niemand nie. Kyk, ek alleen is God. Daar is niemand soos hy. Niemand soos hy nie. Daar is niemand wat kan lief hê soos hy nie. Daar is niemand wat kan doen wat hy kan doen nie. Daar is niemand wat sulke woorde van wysheid en gesag kan spreek soos ons God en Vader van ons Here Jesus Christus. Ja, is 2 Timoteus 1:8 wat sê, God het ons nie 'n gees van vleesagtigheid gegee. Amen. Maar van krag, liefde, selfbeheersing. Vra vir Sadrag, Mesach en Abednego, hulle wat die vuur oond in die oë moes kyk. Daar was geen vrees by hom. Vra vir Daniël, toe hy gedreig was om te sê, as jy weer
jou God aanbid in hierdie tyd, wat hierdie uitvaardiging gemaak is, dan sal jou lewe geëis word. Wat doen Daniel? Hy gaan in sy boef trek, gooi sy deure oop na die rigting van Jerusalem, en hy bid. Arme koning daar het nie 'n keuse gehad, hy moes hom in die leeukuil gooi. Maar broer en suster, wanneer jou vuur aan die brand is, Amen. sal geen slang jou kan doodmaak nie. Amen. En geen uitvaardiging wat uitgerig is teen jou en uitgevaardig is, sal enige effek hê nie. Want my God wat in my is, 1 Johannes 4:4, is groter as hy wat in die wêreld is. Amen. Geen wapen wat teen my gesmee word, Amen. sal kan staan nie. Ja, Die amen. vyand sal op my aanval, maar op 7 paaie sal hy voor my uitvlug. Ja, met my God loop ek 'n bende storm, Augustine. Met my God spreek oor 'n mens. Amen. Wat kan 'n mens aan my doen? Amen. Wat kan 'n mens aan my doen, Riekie? Wat het jy gesê? Hoor julle daar? Niks nie. Amen. Niks nie. Jesus. That's the kind of God that I serve. Amen. Amen. Nou broer en suster, jy kyk nou almal so vir my asof jy iets verwag. ons wil dan net welkom sê vir Bert en sy familie. So bly julle is hier. En ons vertrou dat julle hier sal vooruitstap vandag. Verkoop. Julle weet, julle was in die teenwoordigheid van die God van Abraham, Isak en Jakob. God van heerlikheid. Amen. Broer en suster, gaan ons vanmôre so 'n bietjie met mekaar gesels oor lyding. Nie lyding E-y nie, lyding met die lang y. Wie ken dit? Het julle al dit beleef? Het julle al deur lyding gegaan? Of 'n ander woord, swaar kry? Wie ken swaar kry? Jog, ek het amper genoeg, ek preek net vir myself vanmôre, maar dit lyk daarom asof daar nog 'n paar is. Ek wil vra dat u vanmôre saam met my sal blaai. En ons gaan een vers lees in Hebreërs die 5de hoofstuk. Miskien kom ons lees vanaf vers 1 tot 5, net vir konteks. Hebreërs hoofstuk 5. Hemelse Vader, in Jesus naam onderwerp ek my aan u. Dis u woord. Dis u gedagtes. Dis u wil wat in hierdie boek vir ons saamgestel is. Geen mens het hierdie boek geskryf nie. Ja, dit was profete wat deur die Gees van God gedryf was, so het die Heiliges geskryf. En Here, help my dat ek hierdie boek reg sal laat geskied. Amen. Hoe durf enige mens iets uit hierdie boek uithaal Halleluja. wat God nie gesê het? Hoe durf ons dit herinterpreteer? Dit wat God se intensie was met sy eie woord. Ja. Help my, Here, dat ons hierdie woord van waarheid reg sal sny. Want dan alleen sal dit krag dra. Amen. Dan alleen sal dit lewens transformeer. Wanneer die woord van die waarheid reg gesny word. En ons sal die waarheid ken. En die waarheid sal ons vrymaak, volgens Johannes 8:32. Die woord het vir ons geleer, ons moet ons heilig in die waarheid. Amen. Want die woord is die waarheid, Johannes 7:7. En daarom kom ons vanmôre. En ons sê, kom spreek met ons, Here. Laat die waarheid uitsny wat moet uitgesny word. En laat die waarheid heel wat geheel word. Bid dit in Jesus naam. Amen. Hebreërs die 5de hoofstuk. Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoewe van mense op in die dinge wat in die betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring. As een wat kan saamvoel met die onwetendes en die dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevang is. Daarom juis moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself vanweë die sondes offer. Niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep is, net soos Aaron. So het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik, wat vir hom gesê het, U is my seun. Vandag het ek U gegenereer.
Soos hy ook op 'n ander plek sê, hy is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en sprekende met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dode kon red en ook verhoor is uit angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Net tot sover. Broer en suster, hier in Hebreërs hoofstuk 5 word Christus aan ons voorgestel as ons hoëpriester, as ons middelaar, as ons advokaat, ons prokureur, die een wat staan tussen God en mens, die een wat God kan aanraak en God by die mens verteenwoordig, en die een wat die mens kan aanraak en die mens by God kan verteenwoordig. Hy is ons middelaar. Oh, wow. Nou kan ek sommer volgende week sy boodskap. Ons moet praat oor die hoëpriesterskap van Jesus. Is dit oké? Kan ons volgende week praat oor die hoëpriesterskap van Jesus Christus? Ons het gesê, hierdie jaar fokus ons net op Christus en hom as gekruisigde. Ons het al gepraat oor Jesus is die woord. Ons het gepraat oor Jesus ons groot verlosser. En dit val in my gees nou. Kom ons praat volgende week oor Jesus ons groot hoëpriester. Maar vandag praat ons oor hom wat vir ons gelei het. So hy is ons hoëpriester. Maar vir 'n hoëpriester volgens Hebreërs 5, daai eerste paar verse, sien ons dat vir iemand om 'n hoëpriester te kan wees, is dit uiters belangrik dat hy met die mens moet kan assosieer. Hoe verteenwoordig ek iemand as ek nie weet wat daai iemand deurgaan nie? Hoe kan ek met jou verteenwoordig as ek nie met jou kan assosieer? Daarom sien ons dat Jesus Christus het mens geword. Hy het sy hemelse heerlikheid verlaat, Filippense 2 vanaf vers 6. Hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Hy was in gedaante gevind as 'n mens. Hy was vervolg, net soos 'n mens vervolg word. Hy was versoek, net soos wat 'n mens versoek word. En ja, hy het gelei, net soos wat 'n mens lei. Hy weet wat dit is om alleen te wees, Matteus 28, die voëls van die hemel het neste, jakkals het gate, die seun van die mens het nêrens om sy kop neer te lê. Hy weet wat dit is om seer te kry. Hy was geken as die man van smarte, bekend as met ons smart en pyn, Jesaja 53. Ja, hy kom assosieer met die mens. Maar hierdie Hebreërs 5 vers 8 sê, dat deur sy lyding het hy iets geleer. Wat was dit? Hy het gehoorsaamheid geleer deur wat hy gelei het. Nou broer en suster, kom ek sê vir u dit. As u en ek hom ken, as ons hoëpriester, ken jy hom as jou middelaar? Dan beteken dit nie, as jy hom jou verlosser gemaak het en jou hoëpriester gemaak het, dat jy is nou skielik immuun teen lyding nie. En is dit nie interessant hoeveel mense dit actually dink nie? Hoeveel kinders van die Here dink dat lyding is 'n straf. Dis al wat hulle lyding sien. Dis 'n straf. Hulle sien lyding eksklusief as 'n vloek op my lewe. As jy deur lyding gaan, dan sê mense, "O, daar's 'n vloek op jou, kom dat ons vir jou bid." Ja, hou jou hande af van my af. Daar is mense, huistek, wat die fout maak om te dink, as jy die Here aanneem en hy is jou verlosser, dan sal hy jou beskerm teen enige teenkante. En hy sal jou beursie propvol maak. Hy sal vir jou voorsien bo jou verwagtinge. En ons is lief om dit te sê, nie waar? Ne? Blessed to be a blessing. So much you can't contain it. Ne? So much I gotta give it away. Nou sê ek nie dat die Here kan dit nie doen nie.
En ek sê die seën van die Here sluit dit in. Maar daar's mense wat eksklusief glo dat wanneer jy God aanneem, dan sluit dit lyding uit. Jesus. That's not true. Jesus het aan self gelei. Ja, amen. En soos hy is in die wêreld, so is ons. Yes. Hebreërs 13, laat ons buitekant die laar gaan en sy smaad dra. Ja, Jesus. Wat laat jou dink? Dat as Jesus gelei het, dat jy het nie nodig om te lei nie. Jy het nie nodig om te gaan hang op 'n kruis vir die sonde van die wêreld. Dis 'n ander saak. Ons praat nie van dit. Ons praat van lyding. Jesus het gelei en so ook het sy apostels. Die eerste Joodse kerk het gelei. Dink aan Paulus, wat eers Saulus was. Onthou julle, toe die Here vir Ananias stuur om vir Saulus te gaan bid dat sy oë oop gaan? Wat was God se woorde vir Ananias? Want Ananias wou eers nie gaan nie, want hy was bang vir die man, want hy was geken as 'n vervolger van die kerk. Wat was God se woorde? Handelinge 9, is jy nog nie daar? Handelinge 9 vers 15 en 16. Wat sê die Here vir Ananias? Hoekom hy vir Paulus moet gaan bid? Maar die Here sê vir hom gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Want ek sal hom toon, hy's vir my 'n uitverkorene, en ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Hoe lekker is dit? Die eerste ding wat Paulus moet hoor is, Paulus, jy's nou 'n kind van God, en so by the way, jy gaan ly vir die Here. Wat 'n manier om jou roeping in die Here te begin, om jou wandel met God te begin. Welkom in die familie van die Here. O, jy gaan lekker ly. Dit gaan 'n swaar tyd wees, Lord, ek is so bly jy saam met my. Dis presies wat God die Ananias vir Paulus moes gaan sê. En broer en suster, wanneer ons lees die verhaal van Paulus en al sy sendingreise, ons het nie tyd om nou deur te gaan wat hy in Filippi moes deurgaan. Hy is in die tronk gegooi omdat hy goed gedoen het. In Thessalonika moes hy hardloop vir sy lewe, vir die voortbestaan van die kerk. Hy was bang dat die manne van Thessalonika gaan hom uitvis. So hy hardloop na Athene toe, daar kry hy vervolging. Daar word nie veel mense gered, maar nie so 'n vervolging nie. Maar hulle wil nie vir hom luister. Hy's al op die Areopagus en weet, lewer sy verdediging en praat oor die man, daai beeld wat nie 'n naam het nie. Nie veel sukses, die Paulus land in Korinthe, hy is so moedeloos soos 10, want hy kry net vervolging op vervolging op vervolging, en dit terwyl hy goed doen. Dat die Here dit so gewil om vir Aquila en Priscilla te stuur daar van Rome af, om net bietjie met Paulus in te haak en by hom in te skakel, sodat hy weer moed kan skep. Het julle geweet, Paulus het ook moedeloos geraak. Lyding kan jou moedeloos maak. Dis, dit val sommer nou my aan, daar's van julle is moedeloos, en die rede daarvoor is want jy ly. Maar as jy verstaan waaroor die lyding gaan, dan gaan jy vreugde vind in jou lyding. Baie keer wil ons weghardloop van dit wat God wil hê ons moet omarm. Amen. Wie van ons hou van seer kry? Niemand nie, en ons probeer dit altyd vermy so ver as moontlik. Maar daar's 'n rede hoekom dit daar is in iemand se lewe vandag. En in steede daarvan om dit weg te bid, omarm dit. Want daar's 'n rede hiervoor. En miskien na vanmôre se diens gaan dinge vir jou meer sin maak. So sien Paulus is geroep om te ly. En het hy gelei? O ja, as jy gaan lees 2 Korintiërs 11. Maar Martie, is jy nog nie daar nie? Lees gou daar 2 Korintiërs hoofstuk 11. Hoor wat Paulus moes deurgaan. Daar vanaf vers 24. Lees sommer vir ons so 4 verse. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een naam. 5 maal het ek van die Jode ontvang 40 houe op een naam. 3 maal is ek in stokke geslaan. 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreuk gelei. 'n Nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring. Dikwels op reis in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op see, in gevare onder valse broeders, in arbeid, moeite, slapelose nagte dikwels, honger en dors,
dikwels sonder ete en 'n koue en naaktheid. Behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die geliefdes. Halleluja. Wat 'n pedigree. Ek weet wie van julle het so 'n pedigree. Selfs met alles wat ons deurgaan, sê ons, "Jog, Paulus, jy het dit na 'n volgende vlak toe gevat." Maar die Here het vir hom gesê dat hy gaan ly. So kyk wat hy moes deurgaan vir die naam en die saak van die Here. En hy was bereid om deur dit te gaan. Hy het dit gedoen met vreugde. Want hy het geweet die naam van God is op die spel. Yes. Luister my vriende, lyding word meerendeels gebruik deur die Here as 'n instrument van opleiding om ons op te lei as kinders van die Here vir die dienswerk waartoe hy ons geroep het. Luister, Paulus moet met 'n jong seun praat. Sy naam is Timoteus. Timoteus kom kragtig tot bekering. En Paulus op sy ou dag, toe moes hy vir Timoteus oorgee, want Timoteus was soos 'n kind vir hom. Was soos 'n seun vir hom. En wat sê Paulus vir Timoteus? Wat los hy vir hom na? Wat 'n boodskap? 2 Timoteus 3:12, ja, ek hoef nie daartoe te draai nie. Dit sê in 2 Timoteus 3:12, sê Paulus vir Timoteus, dat die wat godvrugtig wil leef, sal vervolg word. Met ander woorde, as daar nie vervolging is in jou lewe nie, begin worry oor jou godsvrug. Ja, amen. Daar is geen manier in hierdie wêreld waar jy godvrugtig sal leef en nie vervolging ervaar nie. Nou is, daar is hoop voorbeelde in die Bybel. Ons sal kyk na 'n paar van mense wat godvrugtig geleef het, Ou en Nuwe Testament, wat ergerlike vervolging moes deurgaan. Paulus sê dit vir sy jong seun gesê, as jy godvrugtig leef, Timoteus, maak jou reg vir vervolging. Hoekom sê ek dit? Luister mense, het jy nog nie gekyk wat hier buite aangaan nie? Weet julle wat se wêreld leef ons in? Ons leef in 'n wêreld wat totaal antagonisties is teenoor enigiets wat God verteenwoordig. Die wêreld is partydig en antagonisties oor die dinge van die Here. Weet jy hoekom? Want die wêreld word regeer deur sonde. Sonde is die dryfkrag agter die mens wat in sonde gebore is en wat nog vandag dood is, volgens Efesiërs 2:2, in hulle misdade en hulle sonde. Dis die dryfkrag van die wêreld. En die wêreld is daarop uit om die wat godvrugtig wil leef en die wat goddelike geregtigheid nastreef, om die te vervolg. Want hulle haat geregtigheid. Hulle haat heiligheid. They hate it. Hulle sal vir jou sê, man, die wêreld het nie die clue wat geregtigheid is nie. Dis hoekom Jesus gesê het, dis hoekom die profeet gesê het in Jesaja 2:4, dat wanneer die woord vanuit Jerusalem sal uitgaan, dan sal hulle van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoei mense. Wanneer geregtigheid sal heers, dan sal daar vrede kom, want die wêreld ken nie geregtigheid. Dis nie 'n mens wat geregtigheid gaan inbring nie. God self sal geregtigheid in hierdie wêreld inbring. Die wêreld word gedryf deur ongeregtigheid en deur haat en sonde. Maar wat doen die wêreld? Weet jy wat doen die wêreld? Lina, hulle wil jou beskuldig. Hulle wil jou beskuldig wat reg en geregtigheid najag, wat ware vrede soek en wat heiligmaking nastreef en wat nougeset wandel volgens die Here. Hulle wil jou beskuldig om die soeklig van hulle self af te haal wat in ongeregtigheid lewe en sê, maar dis julle skuld dat daar soveel verdeeldheid in die wêreld is. Dat daar soveel onmin in die wêreld is, soveel liefdeloosheid in die wêreld is. Ons wat sê daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood, wandel nou gesê volgens God se woord. Hulle sê ons is die mense wat die verdeeldheid bring. En hulle beskuldig ons vir alles wat verkeerd loop.
sodat hulle kan beter voel. Mense, ons leef in die dae van Jesaja 25, waar dit wat goed is, word sleg genoem. Ja. Dit wat soet is, word bitter genoem, en dit wat bitter is, word soet genoem. Dit wat lig is, word duisternis genoem, en dit wat duisternis is, word lig genoem. Dis die wêreld daar buite, en as jy dit nie kan sien nie, moet jy jou oë gaan laat toets. Soos hy ou advertensie altyd sê, you must be blind not to see the advantage of having your eyes tested regularly. Prys sy naam. Miskien moet jy bietjie meer die woord van God lees, sodat jou oë kan oopgaan, en sodat jy kan weet, daar's 'n God van hierdie wêreld, wat hierdie wêreld bestuur. Hy word genoem die God van die wêreld, 2 Korintiërs 4:4. Hy word genoem die owerste van die duisternis van hierdie eeu, Efesiërs 2:3. Johannes 8. Hy is die God van hierdie wêreld. En dit dinge sal nie regkom voordat Jesus terugkeer nie. Hierdie ding van ons gaan die wêreld regkry. Luister my vriend, ons is hier om mense te gaan uitruk uit hierdie wêreld uit, soos as brandende hout uit 'n vuuroond uit. Ons is nie hier om die wêreld te verander nie. Hierdie wêreld is in die mag van duisternis. Openbaring sê dan vir ons, en daardie dag sal Babel ontval, en die mense sal uitroep, geval, geval het Babylon, en daardie ou beeld van ou Daniël, met al sy heidense nasies, wat mekaar opgevolg het, daai klip sal hy beeld uit mekaar uitruk, en dan sal geregtigheid kom, nie voordat hierdie heidense nasies geval het nie. En hulle gaan nie val, totdat Jesus terugkeer op 'n wit perd en op sy heup sal staan, koning van die konings en Here van die Here, en sy bruid gaan saam met hom terugkeer. Maar ons is daai tyd die bruid. Ons is nou nog verloof, dan gaan ons die bruid wees, want ons gaan bruilof vier in die hemel. Nee, terwyl God gou die Jode uitsorteer hier op aarde, sodat hulle ook die Messias sal bely, want julle sal my nie weer sien, totdat julle sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Matteus 23:37. Hulle sal nie, Jesus sal nie kan terugkeer voor dit gebeur nie. So, die vertrekking is vir die Jode, sodat hulle hom sal herken, want al hulle opsies gaan opraak. En dan gaan hulle opsien en hom in die wiele gesteek het, Sagaria 12. Maar broer en suster, ons gaan terugkeer, en dan sal ons hierdie wêreld oorwin. Maar Jesus Christus, hy gaan eintlik die oorlog voer, want as 'n swaard wat uit sy mond uitgaan. Ons gaan net saam ry in die oorwinningstog. Dan sal hierdie wêreld oorwin word, nie voor dit nie. So broer en suster, ons is hier om die wêreld oor te neem. Ons is hier om die evangelie van genade te verkondig. 'n Evangelie wat sê, glo in Jesus Christus, en jy sal gered word. Dis die evangelie, dis die goeie nuus. So tussen hakies, ons verkondig nie die evangelie van die koninkryk van God het naby gekom nie. Die koninkryk van God het naby gekom, maar die Jode het hom verwerp. Toe moes die koninkryk weer gaan. Jy sal nie eens een plek sien in Handelinge dat verkondig waar die koninkryk van God het naby gekom nie. Ons verkondig die evangelie van genade. Amen. Ons verkondig die evangelie van ons leef die lewe van die gees, van die lewe in Christus Jesus. Dis die evangelie. Neem Jesus aan, bekeer jou, laat jou doop, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, Handelinge 2:38. Dis wat ons verkondig. En dis wat ons missie is, ook in hierdie gemeente. Ons missie is vir die individu. Ons is nie hier om politieke stelsels oor te neem nie, en bankstelsels oor te neem nie, en die regstelsel oor te neem nie. Nee, ons is hier vir die siel. Ja, amen. Werd jy oor te weet? Ons het een missie. As mense wat dood is in hulle misdade en hulle sondes, Bert. En die is so ryp. Wie sal ek stuur en wie sal gaan? Jesaja 6, wie sal ek stuur? Is daar iemand wat vanmôre nog kan hoor dat die Here sê, ek het jou nodig? Ek sal met jou wees, al die dae tot aan die volleinding van die wêreld, maar gaan in hierdie krag van jou. Ek sal saamwerk met wonders en tekens. Ek sal my woord in jou mond lê. Ons kan nie net sit en hoorders wees nie, want is nie die hoorder wat by God gaan regverdig word nie. Dis die dader van die woord. Wat noem julle my Here, Here? Lukas 7, hè? Maar julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Dis tyd om te doen. So Paulus het geweldige lyding. Die wêreld veroorsaak daardie lyding. Want hulle haat ons.
Luister, Martie, hoekom is jy nog nie by Johannes 15? Kyk wat sê Jesus. Johannes 15 vers 18 en 19. As ek like Martie hoor, sy maak net so dan sy daar. Ek sien sy lees baie by. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehad het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Sien julle? Jesus sê die wêreld het my gehaat. Maar omdat hy julle uitverkies het, haat die wêreld julle ook. Maar word vertroos dat in die wêreld het my gehaat voor hy julle gehaat het. En het die wêreld die vroeë kerk gehaat. Die absolute vervolging van die vroeë kerk moes deurgaan vir die naam en die evangelie van Jesus Christus. Al die apostels, met die uitsondering van Johannes, was almal brutaal vermoor in hulle missie om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Die hele lot van hulle. Kyk vir Stefanus, die eerste martelaar vir Jesus Christus. Weet jy hoe kon hulle hom eintlik doodgemaak? Lees gou. Handelinge 7 vers 52. Die woorde wat Stefanus daar gespreek het, was die rede hoekom hulle hom doodgemaak. Handelinge 7 hoeveel? 52 of is dit 54? 54. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend. Ja, die vers net voor hom. Julle wat die wet leer, die beskikkinge van die engele ontvang het en tog nie onderhou het nie. Oké, maar lees nog 'n vers. Dis wat ek sê, vers 52. Is dit reg? Okay, ja, sorry. Wat een van die profete het julle vaders lief Daar sê. gekry? Ja, hulle het die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdigheid. Van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Julle wat wel die wet die beskikking van engele ontvang het en tog nie onderhou het nie. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en die tene op die tande geknars. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. En Jesus wat staan aan die regterhand van God. Amen. Net so ver. Hoor die woorde wat Stefanus gespreek het dan. Hy het uitgelig aan die volk en die wat geluister het, dat julle het ons vader, as julle die profete van ouds, het julle vaders doodgemaak en vermoor. God kom die profete en wys julle uit op julle sondes, en dan wil julle die profete doodmaak, wat vir julle wil uitwys julle verkeerdheid, en so het julle die mond van God stilgemaak. Hier is ek Stefanus, ek wys julle uit op julle sonde, en julle wil my doodmaak, omdat ek vir julle die waarheid sê. Luister, wanneer ons begin om die waarheid te verkondig, en die toestand van die mens uit te lig, sal mense jou wil doodmaak daaroor. Because they hate the truth, they cannot handle the truth. Kerk loop vandag oor, en die mense kom, want die waarheid word nie meer verkondig eintlik nie. Ja, amen. Die kerk het 'n besigheid geword. Yes. Die kerk het 'n how-to bediening geword. Yes. Dat het 'n goed voel evangelie geword. Ons praat nie hier oor die kruis nie. Ons praat nie hier oor bloed nie. Ons praat nie hier oor sonde en belydenis nie. Nee, ons praat net hier oor hoe om 'n beter man vir jou vrou te wees en hoe om 'n besigheid goed te bestuur. En ons praat net oor hoe om 'n beter jy te wees. Luister my vriend, uiteraard gaan jy mense trek vir alles jy net besigheid dink as dit jou sak gaan raak. Maar ek wonder hoeveel van julle sal sê, al kos dit my laaste sent, sal ek nie kompromieer met die waarheid nie. Nie veel skatte by mekaar maak op aarde, waar mot en roes het kan verniel nie. Maak veel skat, waar jou skat is, daar sal jou hart op wees. Te veel mense se hart is hier op aarde, dis hoekom hulle skatte hier by mekaar maak. Luister, my hart het al lankal hierdie aarde verlaat. Dit is waarna ons uitsien. Ria, waar is jou hart?
Waar is jou gedagtes? Kolossense 3, bedink die dinge wat daar bo is, nie wat op die aarde is nie. Soek die dinge wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Filippense 3:20 sê ons burgerskap is nie van hierdie aarde nie, maar van daarbo, van wie ons verwag, Jesus Christus, die saligmaker. Dis waar my burgerskap lê. Ek is vreemd vir die mensies hier. Ek sit baie keer, ek is mos lief vir squash speel, dan sit ek by die squashbaan 9, my kinders perform, maar ek sit op hy stoel. Maar nie veel mense wil met my praat nie. Dis asof ek bietjie vreemd is vir my. Ek het 'n buddy of 2 daar. En 'n dokter, wat ek moet, as ek siek raak, moet ek daarom vir my, ek het nie medies nie, so, dan moet ek die regte mense ken. Maar jy's 'n vreemdeling. Ek dink julle, ons Vrydag getuig, ons het nie baie vriende nie. Want mense vind jou vreemd. Besoek ek so lief is vir hierdie gemeente, maar kyk of jou pel het ek hier. Kyk of jou vriende het ek hier. Mense wat deur dieselfde gees deurdrong is. Ja, al die uitgeworpenes in die wêreld. Julle is welkom hier, hoor. Ja. So hulle het gelei, Stefanus het gelei. As jy gaan lees Hebreërs 11. Okay, lees gou Hebreërs 11. En nee asseblief. Maar lees spesifiek vers 24 tot 26 en vers 36 tot 38. Kyk gou wat het die manne van oudsteer gegaan. Ons praat oor lyding, onthou die topik is lyding. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van die sonde te doen. Dit was Moses. Kyk wat het Moses gedoen? Hy was bereid om die plesier en die gerief en die sonde wat hy in Farao se paleis kon gehad het, prys te gee om liewer 'n tyd lank saam met die volk van Israel te lei in die woestyn. Hy het 'n bewustelike keuse gemaak. En iemand het nodig vanmôre om 'n bewustelike keuse te maak. Amen. Want dit kan 'n keuse wees tussen lewe en dood. Kyk vers 36. Ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeye en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebruik gelei, hulle is verdruk en mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en spilonke en in skere in die grond. Halleluja! Hoor net die goed. Wat vir God opgestaan het, moes deurgaan. Wie was daai een wat in stukke gesaag was? Wie weet? Watter godsman was? Wie? Jesaja! Hy onthou so goed. Jesaja! Wie het hom in stukke gesaag? Wat 'n koning? Een van Israel se konings. Koning Manasseh. Hy het opdrag gegee. Hoekom? Because they hated the message Isaiah brought to the people. Kyk hier die haat wat daar is teenoor die boodskap van God. Luister, as ons begin om waaragtig die waarheid te verkondig van God en die toestand waarin die wêreld hom vind. Luister, moenie dink mense gaan vir sê, ons het so lank vir jou gewag nie. Vertel ons weer. Nee, hulle gaan van jou ontslaa word raak. Dit was in die ou tyd so gewees, dit was by die eerste eeuse kerk so gewees. Wat laat jou dink jy's so anders? Die rede hoekom mense jou so like, is omdat jy gekompromieer het. Jy verkondig nie meer die waarheid nie. Jy verkondig 'n afgewaterde evangelie. Yes. Jesus het gekom om die swaard te bring. Om skeiding te maak tussen seun en vader. Tussen vriend en vriendin. Want die waarheid bring skeiding. Tensy albei die waarheid liefhet, dan sal die waarheid ons verenig, soos wat hy ons hier verenig. En dis 'n eenheid wat niemand sal kan breek nie. Luister, die vyand kan maak wat hy wil, my sussie. Die liefde wat hier heers, sal nie verbreek kan word nie, want dit is gebou op waarheid. Ja, amen. En nie op kompromie nie. Dis wat hulle moes deurgaan. Jesaja was in 2 gesaag. Hulle het brutale ervarings gehad. Hulle was bereid om daar deur te gaan vir die naam
en die saak van die Here. Ek het 5 minute. Luister. Lyding is deel van 'n kind van God se lewe. Amen. Maar kom ek gee vir u 'n bietjie goeie nuus. Voordat julle sê, berge val op my, heuwels bedek my. God sal nooit toelaat dat jy deur enige vorm van lyding gaan nodeloos. Die kind van God wat deur lyding gaan, is nie sommer maar net verniet nie. Ja. God het 'n plan met dit wat jy deurgaan. Amen. Dit is uiters belangrik om dit te weet. Daar's 'n rede hoekom die Here jou en my daardeur laat gaan. En meerendeels, nie altyd nie, maar meerendeels is die rede dat God my en jou iets wil leer. Amen. Hy wil ons leer en oplei sodat ons dit kan toepas in ons lewe. Amen. Jesus het geleer. Ja, Wat het hy geleer? Wat het ons gelees? Hebreërs 5:8. Jesus het gehoorsaamheid geleer. Uit wat hy gelei het. Het Jesus gelei? Oh ja, hy het gelei. Hy was verag. Hy was gesmaak. Hy was gespieg. Hy was gegeesel. Hy was verniel in sy liggaam. Hy was verneder, want hy was verneder tot die dood van die kruis. Filippense 2:8, verneder. Hoekom? Mense, die ergste vorm van vernedering is om naak uitgekleed te word. Vir die wêreld om jou te aanskou. Die preekies wat ons van Jesus sien op die kruis, is maar ver verwyderd van die waarheid. Nommer 1, jy sou hom nie geken het as 'n mens nie. Sy eie moeder kon hom nie herken as 'n mens nie. Hy was so verniel gewees. Jy kon sy rug sien, van agter oopgekloof. Jy kon sy hart en longe sien, soos wat jy van agter hom gekyk het, so was hy kats van mekaar uitgeslaan. Hy het geen gelaat meer oorgehad nie. Hulle het sy baard uit hom uitgetrek. Weet jy wat gebeur? Jy wat 'n baard het, as ek jou baard uit jou uittrek met my kaal hande, weet jy wat gebeur? Ek trek jou vel saam met dit uit. Ekskuus, dit is nou rof, maar. Maar ons het so 'n mooi prentjie van Jesus wat op die kruis hang. Terwyl die ware prent wat Psalm 22 vir ons uitbeeld, Jesaja 52 en 53 vir ons uitbeeld, is glad nie soos die prentjie wat ons op 'n portret sien. Hy was onherkenbaar, verniel. Honderde soldate het op hom gespieg. Luister, as jy honderde mense het wat op jou spieg, sal spieg jou bedekking wees. Hulle het al sy klere van hom afgetrek. Hy was naak en toe spieg hulle op hom. Spieg was sy bedekking. Ja, Jesus het gelei. En ja, dis nie lekker om aan hierdie goed te dink en daaroor te praat nie. Maar kom ek sê vir u vandag, ek en u moet God dank. Amen. Dat Jesus bereid was om te ly vir 'n sondaar soos ek. Wat 'n groter vriend is daar as iemand sy lewe vir sy naaste aflaai. Amen. What a friend we have in Jesus. Jesus het gelei. En hy was gehoorsaam tot die dood van die kruis. Ja, amen. Daarom het God hom 'n naam gegee wat oor elke naam is. Sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en op die aarde, wat onder die aarde is, en elke tong sal bely dat hy die Here is tot die heerlikheid van sy Vader. Amen. Hoekom het hy gelei? Want sy Vader moet verheerlik word. Ek het gekom om die wil van my Vader te doen. Dit was sy missie.
Vader, as dit u wil is, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Die wil van die Vader bring lyding, maar daar's 'n doel daarmee. Want in Jesus se gehoorsaamheid het God sy ewige doelstelling bereik Amen. deur die lyding van sy seun. Want nou kan elkeen wat hom aanroep kinders van God genoem word. Want Jesus Christus het nie net gesterf vir die sonde van sommiges nie, maar volgens 1 Johannes 2:2 vir die sonde van die wêreld. Ja, amen. Elke nasie, volk, stam en taal het nou toegang tot 'n verhouding met God, want in Christus Jesus, wat sy lewe vir jou afgelê het, en wat vir jou en my gelei het, kan ons nou uitroep, Abba Vader, en kan ons nou met God versoen, en is daar nou nie meer slaaf, of Jood, of Griek, of skug, of vryman nie, ons almal is nou een in Christus Jesus. God se ewige doelstelling was altyd, dat die mens met hom sal versoen, maar omdat Jesus gehoorsaam was, tot die dood van die kruis, het sy wil gerealiseer, want Jesus was gehoorsaam. Broer en suster, dink net as u en ek gehoorsaam was in alles wat God ons voorgeroep het, hoeveel ander siele nog by God sou wees vandag. Maar hoeveel siele sit vandag met 'n spuitnaald in hulle arm? Hoeveel 14-jarige meisies op skool sit met 'n maagie wat so staan, want hulle spot. Hoeveel kindertjies sit op straat, want hulle ouers het hulle uitgegooi in die huis uit weens dwelms en misbruik. Hoeveel huwelike het opgebreek, want hulle sien die enige uitkoms vir ons verskille nie. Hoeveel van dit kon gespaar gewees het, as u en ek, toe die Here sê, gaan, het gesê, Here, ek sal gaan. Maar broer en suster, in die verlede kan ons niks doen. Maar ek vra u vandag, is jy bereid om vandag te hoor die stem van die Here wat sê, ek stuur jou. Ek stuur jou soos wat ek vir Paulus gestuur het, om vir my te gaan lei terwille van die saak en die naam van die Here. Maar moenie bekommerd wees nie. Moet niemand vrees nie. Moet hy gesê daar in Openbaring 2:10 vir die gemeente van Smyrna, want hulle het ook geweldige vervolging ervaar vir die naam van die Here. Maar die Here sê, jy mag die Romeine nie vrees nie. Ons het vanmôre vrees uitgedryf. Ek wil vandag vir iemand sê, jy mag nie vrees wanneer jy in diens staan van die naam van die Here. Ja, ons almal raak soms bietjie bang. Ek het ook al, as hy so vinnig op my afvaar, maar dan ek, wat wil jy aan my doen? Maar dan roep ek tot die Here, en dan gee hy my krag. Ons mag nie vrees vir die naam en die saak van die Here. Broer en suster, ek gaan volgende week met u verder gesels oor wat is die redes. Hoe kom God dan vir ons soms laat lei? Ons 'n paar redes uit. En dan gaan ons aanbeweeg rondom Christus, ons hoëpriester, wat vir ons gelei het. En ons gaan hom in 'n dieper dimensie leer ken. En ons waardering van hom gaan nog groter word. En ons gaan hom leer ken vir wie hy is, sodat ons die ontzag en die respek kan hê vir die God wat ons dien. Daar dieselfde respek en ontzag, wat totaal en al besig is om weg te gooi, selfs onder kinders van die Here. Ons moet versigtig wees hoe ons tot God nader. Ons moet ons respek hê vir die God wat jou in aarde gemaak het. Hy is nie jou buddy oor wie se skouer jy klim en op sy skoot sit en vir hom swentjies aanblaas nie. Nee. Ek weet hy is my Vader, maar onthou, hy is ook 'n verterende vuur. Hy is ook heilig. Vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Pas op dat jy nie te veel oorhang na die een kant toe nie. Dis hoe ons Jesus gaan leer ken vir wie hy regtig is. Ja, Jesus was 'n klein babietjie. Onthou, dit was nie Jesus nie. Hy het maar net die vorm van 'n mens aangeneem. Hy moes op 'n manier in die wêreld inkom, nie waar nie. Maar baie sien Jesus nog as 'n klein babietjie in 'n krippie. Luister, hy is alles behalwe 'n klein babietjie in 'n krippie.
gaan lees Openbaring 1 en gaan kry so 'n nuwe prentjie van wie Jesus regtig is. Gaan lees Daniël 7 van die oue van daar. Sien hom met sy oë van 4 vlamme. Sy voete van koper en vuur. Sien hom met sy oë wat met vuur na jou kyk. Kry die regte beeld van die Christus is. Dis wat ons gaan doen. En dit sal jou ook die dryfkrag gee om te weet vir wie jy werk. Soos altyd sê, weet jy vir wie jy werk? Ek vra u vandag, weet jy in wie se diens jy staan? Ja, amen. Dis die dinamiek na wat ons wil regstel. Ons beter weet in wie se diens ons staan. En ons beter weet wat ons roeping behels. Dit sluit in lyding. Volgende week praat ons oor die redes daarvoor. Wie ly? Wie ly vir die naam van die Here? Laat ek dit so vra. Is daar van julle wat sê ek ly? Nou ja, hoekom staan ek aan alleen? Wie ly nog wat sê ook Here? Ek gaan deur wat ek deur gaan, maar ek weet dit is nie sommer verniet nie. Luister, nog net hierdie een ding. Luister. Dit kan ook wees weens ongehoorsaamheid dat jy ly. Dis baie keer wat ons hier luister na die stem van die. Dit kan ook lyding bring. En miskien is dit tyd dat ons begin luister wat God sê, want dit kan vir jou baie seer kry spaar. Ja, amen. Maar die feit dat jy gehoorsaam is, maak jou nie immuun teen lyding nie. Yes. Waar is die evangeliste en die sendelinge? Waar Bert? Né? Ou Bert, jy het ons al baie staaltjies vertel van wat daar in Afrika aan die gang is. En hoeveel jy moes opgee. En jy het gelei, maar omdat jy gehoorsaam was. Ons sing ons liedjie, oh God, please don't send me to Africa. En dan stuur die Here jou Afrika toe. En dan gaan lei jy, maar jy lei omdat jy gehoorsaam was. Dis soos ek, toe ek in Joburg was, ek moes gaan swat, en sê ek, ag Here, ek weet dis u wil dat ek hier moet wees. Maar Here, hoekom is dit u wil dat ek hier moet wees? En ek dink, dis hoe baie voel. Jy weet jy is in die wil van die Here. Maar Here, why is it your will that I have to be here? Liedjie vir jou partykeer so. Ek weet ek is in die wil van die Here, maar ek weet die wil van die Here waar anders lyk. So die van julle wat sê, I know what you're talking about, jy nie saam by staan, jy voel ek nie so alleen nie. Maar voel ek nie so alleen nie. Wat sê, maar ek ken lyding, maar moet net nie ly vir die verkeerde redes nie. Moet nie ly omdat jy ongehoorsaam is, die ly omdat jy gehoorsaam is. Is daar soveel wat ly? Ja, mense voel die wolk van swaar kry. Wie? Almal ken ons, bly met almal saam. Ons vraag. Daar sommige wat sê, ekonomies, lei ons maar, ons lei vir die naam en die saad van die Here. Maar dat baie van ons, jy kan 'n ander job opportunity vat, wat vir jou 'n groter inkomste gaan verwerk, maar jy weet, jy gaan uit sy wil uit. Soms luister mense, glo my, jy word nie 'n predikant omdat daar geld is. Die mense wat predikante word en skatryk word, ek wonder hoekom, wat was jou motief gewees? Maar jy leer om vergenoeg te wees. Want die Here weet wat ons nodig het. Paulus het gesê, ek weet wat dit is om alles te hê, en ek weet wat dit is om niks te hê, vir die mense te hê. Maar in alles het ek geleer om vergenoeg te wees. So sommige van julle lei dalk ekonomies. Daar is van julle wat dalk emosioneel lei. Want daar is sekere vriendskappe wat julle moes laat afstaan, omdat julle staan vir die waarheid. Miskien is daar wroeging binne in jou. Selfs omdat jy worstel met dinge in jou eie lewe. Wat boks met die waarheid, jy weet wat reg is, maar jy worstel met dinge in jou lewe. Wat jy weet, dit wat jy woordig nie heilig maak. En jy ly, en dan straan het. Paulus self het gelei, sê ek het dood in die vlees, maar die Here het hom gesê, Paulus, my genade is vir jou genoeg. En vanmôre wil ek vandag ook vir iemand sê, God se genade is vir jou genoeg. Amen. Dis moeilik wat ek deurgaan. Ek weet nie hoeveel krag ek het nie. Ek weet nie hoe lank ek nog gaan kan uithou nie, maar sy genade
is vir jou gedoen. Amen. Miskien lê jy in jou liggaam, Augustine, want die onreg wat ander doen. Maar vandag het jy gehoor dat die Here gaan daai leiding gebruik as 'n evangelie boodskap. Prys sy naam. Sal dit nie wonderlik wees as in die nabye toekoms iemand hier langs jou kom sit en sê, Augustine se lewe is my na die Here. Prys sy naam. Sal dit fantasties wees. Sien jou leiding as 'n getuienis vir die wêreld. Prys sy naam. Ag Here, ek staan saam met my boeties en sissies vanmôre. U ken hulle. U weet wat hulle deurgaan. Here, dit wat ons deurgaan as kinders van die Here, weet ons, is nie nodeloos nie. Ja, ja. Dat U sal verheerlik word, solank ons aan U onderwerp. Solank ons in gehoorsaamheid met U wandel, sal U verheerlik word, selfs in ons lyding. En sal U goddelike doelstelling bereik word in een en elkeen se lewe. En Vader, ek vra nou in die naam van Jesus Christus, daar reg agter van Tanya af, tot hier reg voor tot by Maria my vrou, Yes. dat die Gees van God, wat Jesus uit die dode opgewek het, elkeen se lewe met krag sal toerus, Amen. om waaragtige disippels vir die Here te wees. Amen, Here. Om nie terug te staan vir teenkanting en swaar kry en lyding nie, maar om te sê, ek staan op vir die naam van die Here. Ek staan op vir Jesus, want hy het opgestaan vir my. Ek lê my lewe af vir Jesus, want hy het sy lewe afgelê vir my. Amen. Thank you, Here. Ek sterwe vir hom. Yes. Ek is met Christus gekruisig gelaat teenoor, want hy is gekruisig vir my. Ag Here, wil U nie vir elkeen vanmôre met krag toerus, dat hulle met vreugde self die lyding in die oë sal kyk en sal sê, met my God, laat die bendes kom, laat die lyding kom, laat die storms kom, laat die waters aangerol kom, met my God staan ek. Want my huis is op 'n rots gebou. Amen. Kom wind, kom weer, kom oseaan, dit is 'n rots waarop my huis staan. Amen. Ja, jy's omring. Dit is soos 'n lughuis in die see. En die see is rondom jou. En is daarop uit om jou om te slaan. Maar weet dit, jy's geanker in Jesus. Amen. Hy is die rots van die eeuwe. Amen. En die Here roep jou vandag en sê, kom skuil by my. Dankie, Here. Kom skuil by my. Hardloop na die Here toe. Sy naam is 'n sterk toring oop. En die regverdige hardloop daarheen en word beskik. Ek daag jy uit vanmôre om te hardloop na die Here toe en beskik te word. Mag die Here u met krag toerus. Amen. Thank you, Lord. Marian, mag die Here jou in besonder vandag bekrag. Amen. Thank you, Lord. Mag hy jou knieë weer versterk. Jou heupe omgord met sterkte. Dat hierdie skouers teruggetrek sal word en jou hoof opgetel sal word en sal sê, God is vir my. Ek sal nie agtertoe kyk nie. Amen. Ek sal nie moeg word nie. Ek sal hardloop en nie moeg word nie. Ek sal wandel en nie mat word nie. Thank you, my Want Lord. God is vir my. Jesus. Dankie Here. Ek eer U nou vir hierdie disippels wat gaan uitgaan en die evangelie gaan verkondig te midde van die lyding wat ons deurgaan in 'n wêreld wat U haat. Ek eer U daarvoor in Jesus naam.